Ons gesels vanoggend oor hoe voel hulle. Nou ek weet, ek is nie die enigste een wat hulle in my lewe gesê het, ek het nie 'n saak hoe hulle voel nie. Ek weet in die Kaap doen hulle dit baie, maar as jy van die Kaap af luister, verskoon my, ons weet jy doen dit nie, maar die ander ou doen dit. Ek weet, dit is moeilik om soms vir jouself te kan sê, dit is belangrik wat jy voel. En ek gaan vanoggend vir jou wys hoekom dit belangrik is. Want as jy op 'n plek in jou lewe kom waar jy sê, ek gee nie meer om wat enigiemand voel, sê of enigiets nie, ek gee dit nie meer om nie. Is jy eintlik stadig maar seker besig om jouself emosioneel net dood te maak. En ongelukkig kan jy nie besluit waarvan jy hou of wat jy dan wil voel en wat jy nie voel nie. Jy kom op 'n plek later aan wat mense al met my kom praat en gesê, weet jy wat Dion, ek voel net geen emosie. Niks. En een van die eerste dinge wat ek hulle vra is, okay, sê vir my, het jy al ooit in jou lewe op 'n plek gekom wat jy sê, ek gee nie meer om wat mense sê, en dan sê hulle, ja nee, jare terug gaan. Dan sê ek, okay, nou begin net weer omgee wat mense sê, en dan gaan jy weer begin emosie terugkry. En dan sê hulle, is dit dit? Dan sê ek, dis dit. Begin net weer lewe, want emosie is deel van lewe. As daar 'n mooi sonsak is, dan bring dit emosie in jou na vore. Vir die van julle, ek weet baie van julle wat nou nie meer kan onthou, voel dit om verlief te wees nie, maar daai tyd toe jy verlief was, né? Jy het nie nodig gehad om vir jou hart te sê, hoor jy sê, jy so klein bietjie vinniger klop, dis 'n oulike ouetjie daai. Dit gebeur net, inteendeel, jy moet beheer oor jou emosies kry. En ongelukkig is dit so dat daar baie dinge in jou lewe gebeur. Jy gaan deur teleurstellings, jy gaan deur seer kry, jy gaan deur trauma, jy gaan deur baie dinge. En dan dink ek is die mens sodat jy jouself wil probeer beskerm. Want jy wil nie weer seer kry nie. Nou begin jy later al op die uitkyk wees en as iets so begin, dan raak jy al klaar gemaklik. So baie mense wat vir my sê, weet jy wat, ek hou nie daarvan om in sekere omstandighede te wees nie, so ek vermy dit liewer, en dan sê ek, hoekom? En sê ek, want ek kry elke keer seer. En ek wil vanoggend met jou gesels oor hoe voel hulle. Daar's 'n gesegde wat ons sê, daar's niemand so blind soos hy wat nie wil sien nie. Né? Daar's niemand so blind soos iemand wat nie wil sien nie. En ongelukkig weet ek hoe groot realiteit daai is, en ons het laasweek gesels oor hoe Satan ons wil mislei en verlei, en hoe hy stadig maar seker, dit gebeur so bietjie op 'n slag. Hy kom damp nie noodwendig net alles nie. So bietjie vir bietjie. As jy nou begin ouer word, nou nie soos ek nie, maar as jy nou begin ouer word, wie het onmiddellik agtergekom toe jou oë bietjie swakker begin word, soos dit onmiddellik. Nee, ek praat nie van 10 jaar later nie, ek praat van jy nou opgestaan en gesien, nooit verstaan hoekom my pa so lees nie. En nou kom my kinders by my en sê, kyk hier papa, dan sê ek, hou dit daarso. Ek moet nou op die stadium net gaan seker maak. Ek dink dit kan nog goed sien. In die aand en die dag. Ek kan nog redelik, ek kan nog die skoor op die onderkant van die TV sien, die rugby. Ek kan nog al die res se foute sien. En ek dink ek sien nog okay, maar iets sê vir my, ek moet daarop nie gaan en eerder gaan probeer keer as wat ek dalk 'n bietjie later in die moeilikheid sit. Nou net so werk die vyand in jou lewe. Jy kom dit nie dag een agter nie. Jy weet nie eers dat hy enigstens weet van jou. En eendag sê jy, ek weet nie wat nou besig is om aan te gaan. Gisteraand gesels iemand met my daar op die skool en hy sê vir my, ja, Dion, daar's net 'n klomp goed wat so vinnig gebeur het. Ek weet
nie reg waar dit begin het nie. Ek sê nie, dit is baie maklik. Ons sal net so 10 minute gesels, dan sal ons gaan uitfigure waar dit begin het. En ek sê toe, ek gaan vandag by ons gemeente praat oor, hoe laat jy ander voel? En ek sien, en ek kyk my so snaaks, ek sê nie, dit gaan eintlik oor, ons wil onsself soms afsny, maar jy kan nie. Jy kan nie jouself net afsny, en dis dit. En ek dink, al wat jy probeer doen, is jy is nou net baie versigtig, en onmiddellik toe kan ek weer sien, ja nee, dis so, ek is bang, ek kry seer. Ek is bang, en hoe meer ons begin praat, hoe meer sê hulle vir my, weet jy wat, iets het met een van ons vriende gebeur, en ek is so bang dit gebeur met my. En vrees het stadig maar seker ingekom, en eintlik sê hulle net, ek weet nie wat dit is nie. Maar bang, vrees, bekommernis, iets het gebeur, en dit het nie eens met jou gebeur nie, jy het dit net gesien, jy het net saam met hulle deur het gegaan, en skielik is dit so, nee, en ek besef hoe belangrik gevoelens is, ek besef hoe belangrik het is, dat jy nie net kan sê, ek gee nie om wat enige iemand voel, ek gee nie om nie, kan jy dink, hoe anders ons lewe as Christene sou gewees het, as Jesus moes gesê het, ek gee nie om nie. Baie keer in ons lewens sê ons, maar ek wil net beter voel, en as ek net op 'n beter plek kan wees, en as ek net so, en as ek net so, en eintlik is dit die teenoorgestelde van Jesus. Jesus is weer, ek gee nie om nie. As ek net iets vir iemand, as ek net iemand se dag kan maak, en weer eens moet ek nou sê, ek gesels met 'n ander ou gisterand, en hy sê vir my, Dion, asseblief, dit is vir my so lekker om net te kan help, en net 'n verskil te maak, en dit doen iets binne jou. Maar baie keer in ons lewens, is ons net ge-worry oor onsself. As ek okay is, dan is ek happy. Jesus het die prostituut, die sieke, die arme, die gebrokene, die verslaafde, die wie ook al, almal eintlik meer lief gehad, nie lief gehad, meer omgegee amper. Want hy kom en hy sê, ek het gekom, Jesus sê, ek het gekom vir die sieke en die verlorene. Nie vir hulle, hy gebruik die voorbeeld, dan sê hy, die gesonde mense die dokter nie nodig nie. Ek meen, is daar enige iemand wat al dokter toe gegaan het as jy gesond is? Jy gaan nie net die dokter se tyd mors om jou geld, maak nie sin nie. En dan sê Jesus, ek het gekom, hy het sy hemelwoning verlaat en aarde toe gekom, vir elkeen wat bereid is om te bely, dat ek hom nodig het. Dis hoekom hy gekom het. En as jy ooit op 'n plek kom, en ek is so lief voor as iemand vir my sê, Dion, ek voel so vuil en so ver van God, want ek het al soveel droog gemaak in my lewe, dan sê ek, yes! En dan kyk hulle my gewillings aan om te sê, is jy heeltemal van jou kop af? Hoe kan jy opgewonde raak as ek vir jou sê hoe vuil en stikkend ek voel en sê, want weet jy wat, nee, dis hoekom Jesus gekom het. Dis presies hoekom Jesus gekom het, want hy het geweet, jy gaan so voel. En weet jy wat? Dis hy wat met jou stadig 'n bietjie 'n pad stap, om op daai gevoel te kom. Dis vir niemand lekker om te bely, dat jou lewe gemors is, vir niemand nie. Vir absoluut niemand nie. Maar meeste van ons sal weet, dis die beste plek om te wees, indien jy wil verander. Dan is dit die beste plek om te wees. Dat jy hoeveel keer al vir jou kind gesê, weet jy wat, maak net wat jy wil. Gaan net. Maar as hy stikkend en gebroken terugkom, dan sê my kind, dan moet jy dan hom probeer verduidelik, jy dit nie regtig bedoel nie. Stadig maar seker word ons blind. Hoe laat jy mense voel? Die eerste ding wat ons vanmôre moet besef is, dat sonde, die Bybel sê sonde bou 'n skeidsmuur tussen jou en God. Dit verwyder jou nie van God nie. Dit laat vir jou voel asof God jou nie meer hoor nie, nie meer sien nie meer. Een van die Engelse sê,
Love makes you blind, but sin keeps you blind. En dit was nie eens 'n Christelike boek gewees nie. Ek het dit sommer net gesien. Toe staan daar, love makes you blind, but sin keeps you blind. En wat ek probeer sê is, liefde maak jy dalk vir 'n oomblik blind. En veral as jy mos 'n verlief is, né? Al die goedjies wat jou man gedoen het om sy klere die wêreld vol te los. En, ag, is okay. Jy het dit opgetel, want jy is lief vir hom, jy is verlief op hom. En 5 jaar later dan sê jy vir hom, weet jy waar's die was met my? Weet jy? Nee? So liefde maak jou so 'n bietjie blind, maar hoor wat ek vanmôre sê, sonde hou jou blind. Sonde maak dat jy nie meer mooi sien nie, dat jy nie meer God sien nie, dat jy nie meer omgee nie. En as 3 stappe praat hy van. Hy sê dit skep blind spots in jou lewe. Ek het een keer gery in Pretoria toe ek redelik diep bestuur het en ek was van een baan na die ander baan toe met hierdie ou agter my en hy flash ligte en hy waai met sy hande so om en hy doen allerlei dinge en ek wil die kant toe gaan en ek kyk so vinnig in die stoeltjie en ek sien hy's reg en hy gaan en ek hoor en net vir 'n oomblik het ek agtergekom, daar's regtig blind spots in die stoeltjie. So hy praat van blind spots, dit gebeur vinnig en jy kan dit gou weer regmaak. So die vyand kom en hy wil kom inmeng in jou verhouding of in jou kinders se lewe of in jou vertrouenslewe of enige area van jou lewe en hy kom vinnig vir 'n oomblik in, maar jy besef dit dadelik en jy kom terug en jy's okay weer. Maar tweedens gaan hy verder en sê hy, as jy nou aanhou om dit te doen, dan noem hy dit a lack of wanting to try. Die verskil tussen my en my vrou is, en sy sit daar hier vanoggend, as sy nou met kinderkerk was, so sleg gevoel het, maar ek het nou na baie jare, baie meer op die highway gery. So nou het ek al agtergekom, jy kan nie net in die stoeltjie kyk, jy moet net so vinnig loer ook. Maar as ons op die highway ry, dan sê my vrou nie, jy gaan dit doen. Jy bestuur. Ek ry nie op die highway nie, as sy vir Joshua om krieket toe vat, dan sê sy, wat se pad kan ek ry om die highway te vermy? Vir die eenvoudige rede, daai blind spots. En stadig maar seker ontwikkel daar 'n lack of trying. Nou my lief, ek bedoel dit nie lelik nie, maar sy wil nou nie probeer eers nie, want daar's iets wat jy nou breek. Daar's iets wat jou keer om 'n kans te vat, wil ek amper sê. En dit is nie 'n noodwendige kans nie, want dit is niks verkeerd nie. Maar dan kom twyfel in jou hart en skielik het iets gebeur in jou verhouding of in jou huwelik of in by die werk of waar ook al en nou is hy twyfel daar. Weet jy wat, kom ons los dit eerder net. En nou raak jy stil, nou begin jy stadig maar seker onttrek. Nou wil jy nie die highway ry nie, want miskien gebeur daar iets. En dan kom jy op 'n derde plek in jou lewe. Rejecting the truth. Om die waarheid net totaal en al nie te wil hoor of aanvaar. Ek wil amper sê vir haar sê, wees net kalm. Dit gaan nie so moeilik nie. Is daar nog vrouens of mans wat bang is om op baie 5-baan highways te ry? Dis nie my fees nie. Ek het amper begin bekommerd raak, so, maar okay. Nou kom die waarheid uit. En weet jy wat, daar is ook al mense wat vir my sê, Dion, ek wil so graag vir my man vra met my die waarheid te praat, maar ek is te bang om te sê. Ek wil liever nie die waarheid weet nie. Ja, die Bybel sê die waarheid sal jou vry maak, maar die waarheid gaan jou ook soms seer maak. En baie mense, veral vrouens het al gekom en gesê, ek wil liever nie die waarheid weet nie. So weet jy wat, kom ons los dit net hier gaan net. Ek wil eerder nie weet nie. Ek so tuig af van jy het ook al te doen gehad met iemand wat so voel. En op die einde is jy eintlik net so blind vir die lewe. Jy onttrek en soveel keer wanneer dit gebeur, dan is jy gebroken. En hier's 'n paar maniere wat ons nou gaan kyk hoe hierdie gevoel binne jou begin kom. Een van die eerste maniere om dit op te tel is oogkontak.
Oogkontak. Daar's 'n liedjie wat een of ander ou nou in Afrikaans sing, ek kan nie onthou wie nie. Dan sê hy, as ons boere mekaar groet, dan kyk ons mekaar in die oë, as ons mekaar groet. En ek weet baie van julle kyk baie keer na mense so in sy oor en sê, ek kyk deur daai ou. Ja, nee, ek het dit geweet. Matteus 18 vers 3 kom en hy sê, toe sê hy, as julle nie met ander oë na die lewe begin kyk en soos kindertjies word nie, sal julle beslis die koninkryk van God nie ingaan. En die eenvoudige ding daarmee is, as 'n kind iets doen, dan neem hy 'n besluit, ek wil amper sê en hy doen dit. As ek vir my kind sê, staan op die bank en spring in my arms en hy gaan so 'n bietjie mik die, en as hy besluit het nee, val Joshua, dan sê ek nee. Hy gaan dit nie doen. Ek kan hom probeer omkoop, hy gaan dit net nie doen. Maar as hy besluit het, ja, gaan dit doen, dan doen hy dit. En dis presies wat die Bybel probeer sê. Ons onderhandel die hele tyd met onsself. Moet ek nie? Moet ek? Is dit erg? Nee, is nie so erg nie. Daarom ek het al en ons onderhandel en hy sê nee. Jy moet met ander oë begin kyk. Die Bybel sê dat jou ja wees nie jou nee. Ek het eendag baie jare terug so groot wit bord in die kerk opgesit en toe preek ek oor moenie met jouself argumenteer of stry nie. Gewoonlik as jy iets wil doen en die eerste keer sê iets vir jou moenie, stiek dit. Moenie begin onderhandel met jouself en sê dalk nie, dit nie is so erg nie en dan begin jy dit meet aan iemand anders se lewe. Lukas 11 vers 33 tot 34 sê: 'n mens steek nie 'n lamp op en sit dit weg onder 'n emmer nie. Nee, jy sit dit op 'n staander sodat vir die mense wat inkom kan lig gee. Dan kom vers 34 en hoor wat sê hy dan sê hy die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is jou hele liggaam verlig. As jy oogkontak met jou geliefdes begin verloor, moet jy bekommerd raak. As jou kinders nie meer jou in die oë wil kyk nie, is daar iewers iets nie lekker nie. As vriende, familie, man, vrou, as jy nie meer voor mekaar kan staan en oogkontak maak nie, dis nie normaal nie. Wees versigtig. Maak seker. Iemand het nog so mooi gesê, hy sê, al moet jy op jou knieë gaan staan om jou kinders in hulle oë te kyk, doen dit. Jou oë sê verskriklik baie van wat in jou hart aangaan. Ek sal nooit vergeet nie baie lank terug nie, kom Joshua eendag na my toe en hy sê vir my, wat is fout? Ek toch, hoe bedoel die man nou, wat is fout? Wat is fout? Hy sê nie, ag papa, lyk maar net 'n bietjie. En onmiddellik sê hy vir my, nee, hy moet nie agterkom. Ek moet nou 'n plan maak. Dat my seun wat 7 jaar oud is, kan sien iets is nie lekker nie. Hoekom? Hy het net na my oog gekyk. Ek het op die bed gelê, hy het net langs die bed gestaan en reguit binne in my oog gekyk. As jy oogkontak begin verloor, herstel dit. Die oë is die vensters van die siel, sê hulle. In die tweede plek, gesigsuitdrukking. Nou, jy gaan my nou nie glo nie. Jesaja 3 vers 9 in die Nuwe Lewende Vertaling sê, hulle gesigte gee hulle al klaar weg dat hulle skuldig is. Ek weet nie hoekom nie, maar as iets ingebou in elke mens, jy begin so rooierig raak. Nee? Wat het jy gewees? Wie van julle 3 was dit? Die met die rooi gesig. Wanneer iemand hulle gesig probeer wegsteek vir jou, wees wakker en waaksaam. Eenvoudige klein goedjies. Maar ek wil jou kom herinner, daar gebeur sulke klein goedjies, jy kan ook vanmôre vir my sê, oor gesig, waarvan praat jy? Onthou ons het gesê, die vyand kom so bietjie vir bietjie. As jou oë uitvee, is jou lieflik daarmee. As jy oogkontak verloor, nie vir mekaar kan kyk nie. Daar gebeur iets.
Die derde een wat hy so mooi van praat, is stemtoon. Nou, gelukkig, ek is so dankbaar WhatsApp het uitgekom. Want ek sê meeste van die tyd vir mense, as jy iets wil uitsorteer, praat net, dan kan ek hoor hoe jy voel. Ek het al boodskappe vir mense gestuur, en dan bedoel ek dit uit my hart uit so goed, maar hulle lees dit nie so nie. Hulle lees dit dat ek beklei en dat ek kwaad is, en sê ek, nee, ek is glad nie, beloof jy ook is glad nie, ek probeer dit vir jou verduidelik. En ek weet, die Koster stuur baie min mense stemboodskappe, maar dit help nogal as iemand se stemtoon kan hoor. Dit help nogal. Galasiërs 4 vers 20 kom en hier kom praat Paulus en hy sê, ek wens dat ek op 'n ander oomblik by julle kon wees, sodat ek met 'n ander stemtoon met julle kon praat. Paulus skryf 'n brief vir die ouens in huis en hy trap hulle uit. Maar hierdie keer praat hy oor die wet en hy probeer vir hulle sê, ouens, luister gou vir my, as jy onder die wet wil wees en hy sê gebukkend onder die wet wil loop, met ander woorde, as jy wil hê die wet moet vir jou 'n straf wees, is jou probleem. Maar dis nie wat ek vir jou sê jy moet doen. Dis nie wat ek vir jou probeer sê nie. En hier kom Paulus en sê, ek wens ek kon by jou wees. Nou, ek het al in my lewe vir iemand gesê, as ek net by jou was, dan kon ek jou mooi verduidelik het. Nee? Nie julle nie. As ek net by jou was, dan kon ek jou mooi verduidelik wat ek bedoel het. Ander keer sê ek vir my sien, jy kan bly wees ek is nie by jou, en anders het ek jou mooi verduidelik. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy kan 1 of 2 woordjies sê, en dit spreek boekdele. Soms moet jy nie, Toyota het 'n advertensie gehad wat sê less is more. Soms moet jy liewer minder praat, maar jou stemtoon bepaal ongelooflik baie. En ek het agtergekom, mans vergewe my, maar ek het agtergekom, is nie 'n woord nie. Gaan ons so toe gaan, Die 4de een is gunsies. Nou, hierdie is my baie mooi. Galasiërs 1 vers 9 en 10 kom en hy sê, ons het dit voorheen al gesê, en ons sê dit nou weer. As iemand aan julle die evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie van wat julle ontvang het, die vloek van God sal hom tref. En dan kom vers 10 en sê hy, klink dit nou asof ek guns by mense soek, of guns by God? So laas ek ook al oor begin praat, Paulus kom en sê, hy noem dit 'n ander evangelie. Hy sê, die oomblik as jy agterkom, iemand preek iets wat teenstrydig is met wat jy in die woord lees, maak spore, gee pad, kom weg. En net die vers na dit sê, want ek wil jy moet weet, of jy soek guns by God, of jy soek guns by die mense. En dan kom herinner hy, dan sê hy, maar soek eers guns by God, en God sal vir jou guns gee by mense. Ek het my gunsteling skrifgedeeltes het ek al baie van mense gesê, soek eers guns by God, en God sal vir jou guns gee by mense. En die gunsies waarvan ek hier praat is weer eens, toe jy nog baie verlief was, het jou meisie of jou kerel of jou wie ook al vir jou allerhande gunsies en goedjies gedoen, jy het nie eens nodig om te vra nie, man. Toe jou meisie jou kom kuier het en jou kom bystoof in die skool goed gestaan het, en jy het gou gery om slap chips te gaan koop, die terugkom toe sê sommer gou die skool goedjies gevaar. Nee, hoor gou mooi, wanneer gunsies van self begin verdwyn, moet jy bekommerd raak. En hierdie is goed wat ek deur bitter baie jare in baie mense se lewens gesien het. Wanneer ek vandag moet sit en vir jou moet vra, onthou jy daai, ek wil amper sê, ongevraagde gunsies. Jy het nie eens gevra daarvoor, jy het dit so self gedoen, en skielik moet jy iemand smeek om dit te doen. Soos vir 'n tiener, né? Onthou jy toe kinders so klein was, ag my liefie, dan kry ek op pappa se baadjie toe.
Ek het net gister vir Janika gesê, sy sê, in die hele kamer te soek ek kry nêrens die pappa. Tot instap toe haal ek hom van die bed af. So kinders begin ouer word, dan is die gunsies nie meer so lekker nie. Dit is soms 'n bekommernis, dit is soms 'n manier, want die vyand loop rond soos 'n brullende leeu. Daarmee saam wil ek sê, wees versigtig dat jy nie te veel gunsies vir ander mense doen. As jy 'n man is, moenie vir 'n vrou te veel gunsies doen nie. As jy 'n vrou is, moenie vir 'n man te veel gunsies doen nie. Ek wil vir 2 voorbeelde noem wat 'n realiteit is. Daar's almal van hulle is gelukkig regtig nie in Koster gewees en dit sê ek nou eerlik, hulle was regtig nie. Ek praat met 'n vrou en ek sê vir haar, hoe het hierdie vrou dit met die werk begin? En sy het nie idee nie, sy weet regtig. Sy is eerlik met my, sy weet nie hoe dit begin het nie. Ek sê altyd maar vertel vir my, werk jy in 'n kantoor? Nee, hy werk buite. Ek sê altyd maar, iewers moet iets gebeur het. En ons begin praat en toe kom ek agter, sy maak elke dag vir hom koffie. Toe begin sy later 'n lekker sakkie cappuccino van die huis af saambring, wat haar man koop. En maak vir hom 'n lekker koppie koffie. En toe sy uiteindelik by daai punt kom, toe sê ek vir haar, wanneer laas het jy vir jou man koffie gemaak? Toe sê sy, nee, hy staan te vroeg op, hy maak vir homself. Nou, heeltemal fyn daarmee as jou man 4 uur opstaan en jy nie 4 uur op te staan nie, dis okay. Maar gunsies, die vyand gebruik gunsies en hoor mooi wat ek sê, God wil hê, ons moet guns aan mense bewys, maar pas op vir die verkeerde gunsies. Die ander voorbeeld is 'n ma en pa wat se seun saam rugby speel. En die pa het nie 'n kantoor werk nie en die ander seun se ma werk nie. So elke dag dan kry hulle mekaar daar by die rugby oefening. En op 'n stadium, ek kan nie onthou presies hoe dit gebeur het nie, het hulle mekaar se nommers gekry en die ma bel die ander pa en sê, weet jy wat, ek gaan dalk so 10 minute laat wees, sy was by een van haar of naal of iets afspraak. Ek gaan so 10 minute laat wees, ag kan jy net daarso by boetie sit, ek gaan nou daar wees. Ja, sê hy, geen probleem, en hy wag by 5 minute of 10 minute en hy sê vir haar, joh, met jou haar of naals of wat ook al mag wees, lyk pragtig en we gaan hulle. En sy kom by die huis en haar man sê nie vir haar, dit lyk pragtig. Die volgende week, toe sit nou lekker in die middel van die somer en hy dink, hy het al eendag gesien, dan staan ek in soda, maak nie saak in koelrok is, ons moet so met soda in die kar. Ek neem aan sy dat cream soda, hy gaan nou vir hom ietsie koop, laat hy maar vir haar koop, sy is ons nou elke dag daar. Gunsie. Wie is nou skuldig? Haar man doen dit nooit vir haar. Hy doen dit nie vir sy vrou nie. Maar, is maar daar. Dis nie, hoor wat ek sê, God wil hê, ons moet guns aan mense bewys, maar wees versigtig vir die verkeerde gunsies. As jou eie man of vrou nie meer daai gunsies doen nie, wees bekommer oor. Ek sê nie, soos hulle sal sê, gaan haal die bobbejaan agter die berg nie, maar die vyand wil moeilikheid maak. Hy wil. Hy het geen ander plan met jou as om jou te vernietig en jou te verniel nie. Geen ander plan nie. Hy wil jou, soos wat Jesus self gesê het, ek het gekom dat jy 'n lewe en lewe in oorvloed kan hê, maar die vyand loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hy wil jou doodmaak. Dis wat hy wil doen. En ek moes vir maande lank met daai paartjies praat. En ek dank die Here dat beide van hulle alles kon uitsorteer. Maar vir maande lank wou die een man die hele tyd net selfmoord pleeg. En hy het net gesê, hy gaan dit nooit kan regmaak nie, en sy kinders gaan hom haat. Klein gunsiekie, 'n koelrankie koop. Die 5de een, lyftaal. Ek moet eerlik met u wees, ek het op 'n stadium, het ek al, dit 2 keer in my lewe as ek reg onthou vir 'n vrou wat my wil kom sien het by die kerk gesê, skus, ek gaan jou nie sien. Jy kan nie so aantrek, jy wil ek moet jy sien. Dis jou gaan huis toe.
En ek het dadelik oorgestap en my vrou het gesê, so my vrou weet dit. Want sy het by my kom sit en haar man van die eerste moment af totaal en al net so sleg gesê dat ek naderhand gedink het, was jy al ooit verlief op? En op 'n stadium sê ek van, okay, maar ek kan nie meer nie. Is hy net sleg? Is daar niks goed met hierdie arme ou nie? Sê ek, maar ek gaan nou eerlik met jou wees. Dus sê ek, as my vrou so aantrek, sal dit my glad nie aanstaan. En toe gaan vertel sy vir almal, ek het opinies oor haar, en sy het my kom sien oor haar man, en toe sê ek nie sy het kom anders. En ek wil vandag vir jou vra, vir jou sê, pas op, soms nie sommer net, jy dink dat dis okay. Maar vrouens, jy het geen idee wat 'n man se kop al gaan. En aan die ander kant ook. Daarmee saam wil ek sê, ons het dit in ons gemeente baie gesê, baie mans kom by my en dan sê hulle vir my, weet jy wat Dion, ek kom 4 uur, 5 uur, 6 uur in die middel by die huis, en my vrou nog gister se slaapklere aan, sy nog nie eens hare gekam nie. En dan wil sy nou hê, ek moet nou opgewonde daar by die huis aankom. Dis eerlik, dis klein goedjies, en vandag kan jy regtig vir my sê, jy mors my tyd, maar ek wil vandag vir jou sê, dis bitter klein goedjies in die lewe, wat die vyand gebruik om jou hele gesin te verwoes. Ek sluit af, die totaal van ons menswees, die som van alle verhoudings, wanneer God 2 mense saamvoeg, wil die Satan dit vernietig. Of dit vriende is, of dit in 'n familie is, of dit in 'n gesin is, of dit in 'n huwelik is, wat ook al dit mag wees, hy wil. Hy wil. Alles wat God maak, wil hy verwoes. 2 Korintiërs 11 vers 3 sê, maar ek vrees dat net soos die slang Eva deur sy lustigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid van Christus. Paulus kom en hy sê, ek is so bang, dat dieselfde manier hoe die slang Eva kom mislei het, hy julle gedagtes, julle sinne, ook gaan kom mislei. Hy kom waarsku die kerk, hy sê, ouens, hy gebruik die woord vrees, en is in die ou vertaling. Hy is so bekommerd. Efesiërs 4 vers 17 tot 19 sê, dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel, soos die ander heidene ook wandel, in die verdwaasheid van julle gemoed nie. Vers 18, mense wat verduisterd in die verstand en vervreemd van God se lewe is, en self met onkunde vul, en dan hulle harte verhard, dan kom vers 19 en sê hy, wat ongevoelig geword het, en hulle oorgegee het, aan die ongebondenheid, om in hebsig allerhande onrein te bedryf. Hy kom baie duidelik en hy sê, as jy eers jou verstand prysgegee het, jou sinne, en dan later jou hele lewe amper verloor het. Die woordjie vervreemd beteken om nie 'n deelnemer te wees nie. As jy vervreemd geword het van jou man of vrou, beteken dit jy neem nie meer deel in hierdie verhouding nie. As jou kinders vervreemd geword het van jou, beteken dit julle neem nie meer deel aan hierdie verhouding nie. Nie deel, jy verstaan nie. My kind is nie ek wat sê. Iewers het julle vervreemd geraak van mekaar. Iewers het die vyand dit reg gekry om 'n saadjie in of jou hart of hulle hart of gedagtes of iets te plant, en voordat jy jou oë uitgevee het julle vervreemd geword van mekaar en julle het nie meer deel geneem aan hierdie verhouding nie. Ek wil jou vandag vra, sal jy asseblief weer begin deelneem? Sal verhoudings in jou lewe is wat vir jou belangrik is. Begin asseblief weer deelneem.
Moenie vervreemd word nie. Kom ons sê dit. Here, ons as mens word baie maklik. Ons word baie maklik vervreemd en baie maklik mislei. Ek weet dat u dit ook weet, Here. En ek sal vandag eerste wees dit te sê, dit gebeur soms so maklik en so vinnig. En dankie dat u ons altyd kom herinner. Dankie dat u ons altyd sal terugvat wanneer ons afgedwaal het. Ek wil kom bid, Here, asseblief kom help ons. Kom help ons om raak te sien en te besef wanneer daar nie meer oogkontak is. Help ons om te besef, om raak te sien wanneer ons lyftaal nie meer is wat dit moet wees, wanneer ons stemtoon teenoor ons geliefdes nie meer is wat dit is nie, wanneer ons gunsies, ek wil amper sê meer buite verhouding raak as binne verhouding waar u wil hê dit moet wees. En ek weet, soms is daar mans en vrouens wat sê, maar my man en vrou doen net geen moeite. Here, kom beskerm ons asseblief ons vrouens. Kom open ons oë, Here. Kom waarsku ons asseblief. Help ons om weer deel te neem. Help ons om weer deel te neem in die verhouding met ons kinders en deel te neem in ons verhouding met God. Want miskien voel 'n paar van ons vervreemd van God. Kom help ons om weer deel te neem, Here. Kom help ons om weer deel te neem in ons huwelike en ons verhoudings en ons lewens. Kom help ons om weer deel te neem en betrokke te wees. Help ons om te besef hoe ons ander om ons laat voel. En dan praat ons spesifiek van die naaste aan ons. Ek bid dat u met ons sal kom praat, Here, dat ons nie gevoelloos sal raak en net op onsself gefokus sal wees nie. Maar dat ons weer opnuut bekommerd sal raak oor hoe ons eie vrouens, ons eie mans, ons eie kinders, ons naaste laat voel. Kom werk in ons, Here, kom verander ons in Jesus naam. Amen.